Goeiedag, goeiemôre en welkom, prys die Here. As ek begin, dan groet ek jou soos altyd in die naam van Jesus, ons koning en ons verlosser, my koning, my verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Amen en amen en prys die Here. Ja, Here, wat 'n voorreg om voor U stil te word weer vanoggend. Here, dankie vir die geleentheid, Here, om stil te raak voor U. Ons loof U en ons prys U. Kom ons sluit die oë en ons wees dankbaar. Ons praat met die Here. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe vanoggend. Dankie, Here, dat ons in die naam van Jesus, Here, tot U kan nader, tot U troon. Here, dat ons daardeur nie besig is met 'n dooie godsdiens nie, maar Here, dat ons die oomblik toe ons sê in die naam van Jesus, Here, toe verskyn ons in die troonkamer voor U, Here, en dit is waar ons op ons knieë vanoggend staan voor U. Here, dankie. Daar is so baie om voor dankbaar te wees, om U te loof en U te prys, Here, maar ja, die belangrikste is, Here, ons weet en ons bely, U is God, U is almagtig, U is die skepper van hemel en aarde. Dankie, Here. Here Jesus, dankie vir U offer vir ons sondes, Here. My sonde, Here, is betaal. Dankie vir redding deur U bloed. Dankie, Here, vir redding deur U bloed tot binne in U liggaam, waar ek in U en U Gees gevul verkeer. Dankie, Here. Here, dankie vir U Heilige Gees wat U uitgestort het, Here, oor my liggaam en in my liggaam in. Here, dat ons deur U gelei kan word. Dankie, Here. Here, daar is soveel dinge wat gebeur in die wêreld. Ons hoor van oorloë en al hierdie dinge. Ja, Here, en dan is ons baie mense bevrees vanoggend. Wat gaan gebeur? Wat se gevolge gaan dit hê op ons? Here, ons is vanoggend bly en sê dankie, Here. Dankie dat hierdie dinge gebeur, want Here, dit bevestig net, Here, wat voor die boek Openbaring moet gebeur, wat U wegraping kom, Here, wat U bruid kom haal. Daar sal chaos wees, daar sal oorlog wees op hierdie aarde, Here, daar gaan chaos wees, sodat hy die een op die wit perd kan kom, die 4 kleurperde kan verskyn, sodat hy kan kom, Here, met hierdie vals vrede. Dit moet na hierdie punt toe gaan. Here, dit maak ons opgewonde, want dit laat ons net besef, Here, die U koms is naby. Here, rig ons op. Laat ons hierdie tye meer bekommerd wees, Here, nie oor wat hierna gaan gebeur en die effekte wat dit gaan hê nie, maar dat ons meer bekommerd sal wees, meer sal konsentreer op, Here, waar gaan ons wees wanneer U kom? Gaan ons gereed wees? Berei ons voor om gereed te kan wees, Here, want niemand wil agterbly nie. Ons dink aan elke ene wat siek is vanoggend, Here. Ons dink aan hulle wat groot siektes het, wat klein siektes het. Here, het maak nie saak wat se siekte het is nie, maak hulle, Here, hulle wat probleme het, finansiële probleme. Ag, Here, dankie vir U sorg
U sê dit oor en oor in U woord, Here, dat U sal vir ons sorg. Here, ons het dit vanoggend weer gelees, Jesaja 59, dat U oor is nie te swaar om te hoor nie, en die arm is nie te kort om ons te help nie. Sit ons in daardie posisie, Here, waar U ons kan hoor en waar U arm ons kan bereik. Seën hulle, Here, wat weer eens getrou aan U is, nie aan 'n mens nie, nie aan 'n organisasie, 'n kerk of enigiets nie, maar aan U is met hulle tiendes en offers. Dankie, Here. Seën hulle. Ek dink aan in hierdie maand reeds, Here, die twee Groenewaldse, Elsabie en Clint, daar was weer Janiel Wit gewees, Here, wie was daar nog, Here, daar was nog gewees, Gansbaai, Here, gaan saam met elke ene, Here, seën elke een, Here, in U goeie tyd, in U rykdomme in Christus, elke een, en elke ander een, Here, wat ek nie kan onthou nie, en Here, hulle wat nie verwysings het nie, U weet wie elkeen is, seën elke een, ooreenkomstig U woord en U wil. Ons bid dit in Jesus naam, en spreek met ons vanoggend, Here, spreek met ons in Jesus naam. Amen. Amen en amen. Hoekom het ek 'n bril op as ek kan sien? Nee, ek wonder ook. Hierso nagmaal, goeie boom en slegte boom, oppervlaktige en skynheilige oordeel. Nou, daai twee lyk nie of hulle lekker by mekaar uitkom nie, maar iewers gaan dit uitkom, en ek het dit reeds opgesit, dat jy dit kan sien, vir die doel, dat baie mense kyk na die prent, en kyk na wat is die titel, iets wat die Here aanspreek vanoggend in hierdie gedeelte is, ons oordeel oor mense, ons oordeel, en in die gedeelte sê die Here, moenie oordeel nie, dan kan kyk ons na wat is oordeel, en iets, 'n begrip wat jy nog nooit gehoor het van tevore nie, daar is, jy kry oppervlakkige oordeel, en jy kry skynheilige oordeel van ons af. Maar, hoe ook al, Lukas 6, vers 37 tot 45, in hierdie gedeelte praat die Here van goeie boom en van slegte boom en van oordeel en van 'n paar goed. Maar nou wil ek begin en met die vraag: het jy al ooit druiwe in 'n tuksvybos gaan soek? Nou, dadelik dink jy, nee man, is jy laf. Dis belaglik. Tuksvye dra tuksvye. En druiwe kry jy in 'n druiweoord, 'n boord, nie iewers staan is die. Dis daarom juis hoekom ons verskillende bome kry, perske bome, appelkoos bome, hoor daar, elke een vir sy eie soort. Amen. Sodat elkeen sy eie vrug kan dra. En weet jy, net so is daar verskillende, 'n verskil tussen die een wat gevul is met die lewe van Jesus en die wie nie is nie. Verskillende soort, sodat elkeen sy eie vrug kan dra. Wow. In Lukas 6, vers 43 en 44 staan daar so geskrywe, presies dieselfde. Daar staan, 'n goeie boom dra nie slegte vrugte nie, en 'n slegte boom dra nie goeie vrugte nie. Elke boom word aan sy vrugte geken. Van 'n
doringstruik pluk 'n mens tog nie vye of van 'n doringbos 'n tros druiwe nie. Amen. Presies dieselfde staan daar. Dood eenvoudig. Wat daarso staan is goeie boom, goeie vrug. Slegte boom, slegte vrug. Net so bring 'n goeie mens wat goeie vrugte tevoorskyn uit die goeie skatkamer van sy hart. En 'n slegte mens bring die slegte voort uit die slegheid wat in hom is. Want die Bybel sê, en ons sê dit is ook 'n gesegde by ons, wat ons baie noem, waarvan die hart vol is, sal die mond oorloop. Ons sê dit, ons weet dit. Dis nie nuus as ons dit in die Bybel lees nie. Dis net 'n bevestiging. Nou, maar hierdie van die goeie boom, slegte boom, goeie vrug, slegte vrug, verstaan ons nie altyd te lekker nie. As ek sou vra, wat is die goeie vrug wat ons dra, sal jy heel waarskynlik die vrug van die Gees opnoem. Wat eintlik beteken dat dit die vrug is van die skat wat in sy hart gebêre is. Dit is waar die vrug van die Gees in jou gebêre is, in die skat van jou hart. En ons is vinnig om te spring na die vrug van die Gees toe. Maar die eerste skat wat in jou hart gebêre is eerste redding. Sonder redding gaan jy geen goeie vrug dra nie, geen vrug van die Gees nie. Eerste redding wat jou genade op genade laat ontvang, op genade, ek kan ek seker nog 'n keer sê. Die skat in jou hart wat jou eerste laat vergewe, wat jou vergewe het, jou gewas het, gereinig het en geheilig het en wortel in Christus as kind van God. Dit is die skat in my hart. Redding. Jy sien ons mense probeer en dis hoekom ons sukkel. Ons gaan, want dit is wat ons so mooi leer, versies in die geleer in die kerk, van die goeie vrug is die vrug van die Gees, en dit moet jy in jou hart kry. So, mense probeer daarna toe spring dadelik, waar jy eerste, wat in jou hart eerste moet wees, is redding. Jy moet eerste deur die redding gaan. Want die redding in jou hart is die bron van die ewige lewe in Christus. En dit is die redding in jou hart wat jy die goeie vrug van God uit jou hart laat dra, die vrug van die Gees. Amen. Ek vertrou die Here dat hy dit vir jou oopmaak vanoggend om dit te verstaan. Net so ook het 'n slegte mens het ook skatte, dis net slegte skatte. Wat is slegte skatte? Sy begeerte om eerste te wees, om raak gesien te word, dan sy welluste en sy passies, die begeerte om soos die wêreld te wees, en uit daardie begeertes, uit dit uitkom vrugte voort van kritiek, oordeel, haat en afguns.
Dit is die skatte van sy hart. Klink vreemd, maar dit is die skatte wat in sy hart is. Slegte skatte. 'n Slegte boom lei tot slegte vrug, net soos oordeel. Luister mooi, dit is 'n belangrike sinnetjie hierdie. 'n Slegte boom lei tot slegte vrug, net soos oordeel tot veroordeling lei, en 'n goeie boom lei tot goeie vrugte, net soos genade tot vergifnis lei. Die woord sê dit, die woord sê, moenie oordeel nie, as ons afgaan, omtrent vers 43, moenie oordeel nie, dan sal julle beslis nie geoordeel word nie. Beslis nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, dan sal julle ook nie veroordeel word nie. Daar staan dit. Wat beteken dit? Ons het ook, baie mense het ook 'n verbronge siening van dit. Ons mag nie oordeel nie, so ons sê niks van niks nie. Nee, dit beteken nie verdraagsaamheid teenoor sonde en boosheid nie. Dis nie wat dit beteken om nie te oordeel nie. Dit beteken nie verdraagsaamheid teenoor immoraliteit nie. Wanneer die woord sê, moenie oordeel nie, gaan dit oor hoe ons daarmee omgaan. Nie, jy mag nie iets sê nie. Wat is die een in die wêreld, sy eerste sinnetjie is altyd, jy mag nie my oordeel nie. Wie is jy om my te oordeel? Nee, ek oordeel nie jou nie, maar ek moet met dit omgaan. Ek moet iets daarmee doen. Dit is nêrens in die Bybel sê die Here dat ons gesig moet wegdraai van al hierdie, van die boosheid en van immoraliteit en van alles wat boos is nie. Die woord maak dit duidelik dat ons onontwonde duidelik moet wees oor sonde. Ons moet duidelik wees oor sonde. Dit is omdat mense kom by hierdie prediking en ons praat nie sonde hier nie, ons praat net positief hier. Ja, so gaan hulle positief word die mense verlore. Mense moet gewaarsku word oor sonde. Jy moet jouself waarsku. Jy moet weet wat is sonde in die oë van die Here. Anders gaan jy nie weet wat dit is waarteen jy moet waak nie. Maar hoe moet ons daarmee omgaan? Nou, kom ek verduidelik gou net vir jou oordeel. Wat is oordeel? Hierdie oordeel wat die Here sê, moenie oordeel nie. Daar gaan ons nou uitkom by oppervlakkige en skynheilige oordeel. Want daar is twee maniere waarop ons mense kan oordeel. Eintlik 3. Wanneer iemand sondig, is daar 3 opsies. Jy kan hulle oordeel en dan, nadat jy hulle oordeel, veroordeel. Oordeel en veroordeel loop so hand aan hand. Jy kan hulle, dit is 1, jy kan hulle vermy, sodat jy nie seer kry nie, en of hulle nie seer kry nie, of jy kan hulle in genade najaag om hulle te vergewe. Dis die 3 opsies. En die een is jy die regter, die ene wat oordeel en veroordeel, en die ander een waar jy
Hulle vermy om nie seer te kry nie. As jy 'n buitestander wat nie by ander se sake betrokke raak nie, wat baie mense sê en doen. En die ander ene is in die laaste geval is jy die geredde sondaar en broer wat ook vergifnis ontvang het en dit begeer vir hom en haar wat sondig. En dit is net hy wat dit begeer, hierdie verlossing, hierdie verredding. Dis net hy wat die evangelie uitleef, soos wat die Here dit in sy woord skryf. Dis net hy wat, of sy, wat Jesus wat hy vir jou gedoen het, dit gaan uitleef. As jy oordeel en veroordeel of vermy en weghardloop, openbaar dit 'n hart wat nie getransformeer is nie. Dit openbaar iemand godsdienstig, wat godsdienstig is, maar nie die liefde van Christus ken nie. En ander nie op daardie manier kan lief hê nie. Jy mense nie kan vergewe nie, nie kan afwas nie, Here, dan is dit, ek kan nie die liefde wat die Here aan my bewys het, kan ek nie verder aan iemand anders te bewys nie. Dink mooi daaraan. Moenie oordeel nie, dan sal julle beslis nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, dan sal julle ook nie veroordeel word nie. Daar staan dit. En in hierdie oordeel is daar so oppervlakkige oordeel en skynheilige oordeel. Wat is dit? Ek het nog nooit van dit gehoor nie. Jy gaan dit nou gaan jy baie mooi verstaan. Jammer, ons het nog nooit van dit gehoor nie. Oppervlakkige oordeel is wanneer jy iemand oordeel bloot op grond van voorkoms. Dis oppervlakkig, jy het nie diepte vir dit wat jy oordeel nie, dit is op voorkoms. Johannes 7 vers 24, daar so sê Johannes, moenie op die oog af oordeel nie, maar oordeel regverdig. Moenie op die oog af oordeel nie, dit is oppervlakkig, oordeel regverdig. Dit gebeur wanneer ons iemand sien, voordat jy daai een se hand geskud het, nog voordat jy 'n woord met daai een gepraat het, is dit maar net, ons hoor dit, ons praat dit, ons is almal skuldig. Nee, daai een, hy het maar net iets wat my afsit, en toe begin die goeters, en toe begin dit praat, en toe kom dit die mond uit. Klare oordeel gevel, nog voordat die persoon sy mond oopgemaak het. Wat is hierdie? Wat is nou hierso? Nee, daai tipe ding. Dit in die Bybel gebeur. Simon die Fariseer het 'n vrou geoordeel op grond van haar voorkoms, hoe sy lyk. Nee, kyk hoe hy aangetrek, verslete, stink. Mense, is so. Ja, is nie vreemd nie, as ek nou vir jou sê, wil jy lag daaroor, maar dit is snaaks, maar dit is so. Simon het daai vrou geoordeel in die woord op grond van haar voorkoms en haar reputasie, maar hy kon nie sien dat hierdie vrou gered is nie.
dat sy vergifnis ontvang het nie. Hoe vinnig is jy om te oordeel op grond van voorkoms? Oor armoedige voorkoms, oor reuk, oor verslete klere, al hierdie goed wat ons afsit. Ons oordeel baie dikwels oor kultuur of oor taal. Nee, yes, jy weet hierdie regte Britse Engelsmanne, nee, voordat hulle nog hulle mond opmaak, het ek klaar hierdie en ek begin met my oordeel. Want ek kan hulle nie verdra nie. Dit is wat gebeur. Miskien is jy een van die mense wat ander oordeel omdat hulle ryk is, of jy oordeel iemand op grond van hulle lewenswyse. God kan kyk na die hart. Onthou dit eerste. Dis nie die uiterlik nie. Jy kan mense kry wat lyk asof hulle nooit gered kan wees nie. Kom nou jare terug, baie jare terug, ek is nog jonk, gaan ek na 'n kamp toe, een van hierdie, dis so 'n naweek kamp, en nou gaan ons by die Here uitkom en alles. Nou is ek daarso vir die kerk van wie ek is, wie ek toe nou, is in die jeugleier daar, en ons gaan nou, ek verteenwoordig hulle daar. En hier's die eerste aand, die Vrydag aand met die dag kom, en sit ek en ek kyk hierdie, en nou begin jy kyk na wie toe, Here, wie gaan ek hierdie naweek op konsentreer? Wie moet gered word hier? En hier sien ek 'n ou met sulke lang hare, en hy het bangles en sulke toue wat so hang hier aan die arms en goed, en hy lyk soos 'n hippie, met so 'n wokbaartjie, en ek sê, dis die ou, ek met hierdie ou, hy moet ek op konsentreer hierdie naweek om by die Here uit te kry. Die volgende oggend het ek skaam gekry vir myself, ek het nie geweet waar my kop in te steek nie. Toe is hierdie ou wat ek toe nou by die Here wil uitbring, want kyk hoe lyk hy. Toe is hy die spesiale spreker daar. Toe is daardie ou so vol van die Here en die Here se Gees, dat dit nie snaaks is nie. Moenie oordeel op voorkoms nie. Ek moet sê, Here, vergewe my, hierdie oordeelgees, vergewe my. Amen. Wat ons moet onthou is, voordat ons iemand so oordeel, my hart was lelik, jou hart was afstootlik, jou hart was vol haat hoe God jou gevind het, en met 'n lelike hart, met 'n afstootlike, met 'n haatlike hart, het hy jou lief gehad, het hy jou gered, sy liefde aan jou bewys, terwyl jy so gelyk het. Baie van ons dink, nee, nou dat ons by die Here uitgekom het, ons was nooit so nie, ons was altyd engeltjies. Ja, engeltjies met swart vlerkies, het ons dit genoem. Jy was nie so wonderlik nie, want as jy so wonderlik was, het jy nie die Here nodig gehad om jou te red nie. Finish en klaar. Jy het niks gehad nie. Jy was eie geregtig,
jy was hard. En die Here het nie teruggedeins of geoordeel nie, want dit was nog nie oordeelsdag nie. Maar hy het genade betoon aan jou. Hoeveel genade stoot jy weg van mense af? Moenie oordeel nie. Net op wat jy sien nie. Die Here het jou gewas en hy het jou geklee. Hy het jou gevoed met die brood van die lewende lewe en jou dors geles met lewende water. Pas op vir oppervlakkige oordeel. Want dan is daar iets soos skynheilige oordeel. Nou, wat is skynheilige oordeel? Dit is 'n interessante een. Skynheilige oordeel gebeur wanneer ons die sonde van ander uitwys terwyl ons presies dieselfde doen. Ja, jy kry dit baie. Mense, hulle is so skuldig, hulle doen presies dieselfde, maar hulle versteek dit. Mense moenie weet nie. Dan is hulle baie spraaksaam en kan baie op hierdie sondes van ander uitwys. Dit is skynheilige oordeel. Want jy doen presies dieselfde, jy steek dit net weg. In Romeine 2 vers 1 staan geskrywe, skynheilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Amen. Wat staan daar? Hoe is dit moontlik? Hoe gebeur dit? Omdat daar geen ware genade en barmhartigheid is nie, geen begeerte om te luister en met die persoon te wandel soos God met jou wandel nie, dan gebeur dit dat jy splinters in jou broer se oë sien. Hier waar dit sê van moenie van die splinter en die balk. Wil dit so vir jou verduidelik dat jy het verstaan. Dit is soos om God met jou nee, dit is soos dat iemand wat rondloop met 'n massiewe balk in die oog. As jy 'n balk in die oog het, kry maar die prentjie hierso, het jy so 'n lang balk hier in jou oog. Hierso is so 'n lang balk, so breë balk hier uit jou oog uit. So ver, so lank. Wat gebeur? As ek naby iemand anders te kom. As ek naby iemand anders te kom, dan gaan my balk binne in daai een se oog steek. Ja. Wow. Want die probleem is, ons wie die splinter sien in die ander een se oog, want daai een sien die balk in jou oog. Net soos wat jy die splinter in sy oog sien hy hierdie massieve balk wat in jou oog is en wat hom in die oog steek. Wat die Here sê is, moenie oppervlakkig of skynheilig oordeel nie. In Timoteus 3 vers 2 roep die Here ons op om vriendelik en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. Vriendelikheid en sagmoedigheid. Dit beteken, ja,
Hulle weet presies waar ek staan oor hierdie. Hulle weet presies waar ek staan oor homoseksualiteit. Hulle weet presies waar ek staan oor sekere goed in die woord. Maar dit maak my nou nie hierdie vyhandiglik teenoor mense. Ek kan nog steeds die Here se lig laat skyn, nog steeds vriendelik wees. Dit beteken nie dat ons nie die splinter in die broer se oog nie moet haal nie. Dit beteken eenvoudig om eers selfondersoek te doen en eers die eie balk uit jou eie oog uithaal, niks anders te nie. Dan kry jy mense, miskien is jy bang dat as God of enige iemand anders jou werklik geken het, jy as 'n verworpene bestempel sal word. Want jy is al so baie keer geoordeel in die verlede. So sien jy die gevaar daarvan deur mense te oordeel en hierdie vyhandigheid op teen hulle op te tree. Later bou hulle 'n ding op van al hierdie Christene, al hierdie kinders van die Here, of hulle wat sê hulle is hierdie kinders van die Here, hulle is almal so vyhandig teenoor my. So, wow, hulle kry later, het hulle nie die moed om dit voor die Here te bring nie. Want almal wat dan sê hulle is van die Here, so optrede is dit. Nou as hulle van die Here is, dan moet die Here ook seker so wees. Wow. Wow. En dan gebeur dit dat hulle self oordeel. En hulle oordeel hulle self so hard dat hulle nie hulle sondes wil bely nie. Want hulle dink daar is geen uitweg vir hulle nie. Hulle is verlore en ek sal verlore wees vir ewig. En dan sê mense, dat hulle nie eens bang is nie. Ja, ek is op pad hel toe en ek weet dit. Nee, daar is genade. Daar is iemand wat langs ons kom stap in ons tyd van swakheid. Die een wat langs ons stap in ons tyd van swakheid, die Heilige Gees, die trooster, die helper, jou advokaat en jou raadgewer. Hoor wat het jy? Advokaat, 'n raadgewer, 'n helper en 'n trooster. Wow! Waar is hy sigbaar? Daar is 'n hoëpriester wat verstaan wat dit is om versoek te word. Hy het self nooit gesondig nie, maar hy verstaan wat dit is om versoek te word. En daar is broers en susters wat baie soos jy is. Wat struikel, wat gered is, maar nog steeds struikel, wat nog steeds sukkel. Maar wat na jou sal luister en wat jou lief het en vir jou bid. Jy moet net op hulle afkom en hulle moet net so begin lyk. Moenie oordeel nie. Jou oordeel kan iemand die ewige verderf instuur, omdat jy dan nou so oordeel. Dit beteken nie ek mag nooit praat oor dit wat verkeerd is nie. Die Here sê ons moet dit doen, maar ons moet dit doen met liefde.
Wat die Here vandag sê is, dra goeie vrugte van die goeie boom. Laat genade regeer, sodat jou eerste aksie nie oordeel en skok en skinder is nie, maar jou eerste reaksie liefde en genade om Jesus aan mense te openbaar en hulle te beïnvloed, te belei na belydenis en na weergeboorte. Hoeveel mense het jy mee te doen gehad in hierdie week, wat nadat jy by hulle weg is, het hulle 'n begeerte om hulle sondes te bely, om by weergeboorte uit te kom? Of was dit eerder 'n geval wat, toe jy is by hulle weg is, dis hulle, Jesusie, dankie tog, hulle is weg, want hierdie ene is heiliger as die Here, of hierdie ene is, daar is geen, jy sien, die probleem is, as ons met mense praat met mense met sonde, ons moet ons broers, ons susters wys op sonde in hulle lewe, maar ons doen dit asof ons sondeloos is en hulle is verlore. En daar is nie redding of uitkoms vir hulle nie. Nee, 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 in Jesus naam, nee. Maar Here, dankie, hoe groot en hoe genadig is ons in hierdie oggend. Want U gee ons weer die geleentheid om ons met U goeie vrugte toe te rus, met die beker en met die brood, sodat U genade ons lewens kan regeer, en sodat ons eerste aksie nie oordeel is nie, nie skok is nie, nie skinder is nie, maar liefde en genade om Jesus aan mense te openbaar en hulle na belydenis en weergeboorte te lei. Vat jou broodjie, dit wat jy het vir 'n broodjie, as dit 'n chippy is, dan is dit ook alright. En jou bekertjie, as dit 'n Coke is, dan is dit seker maar ook reg, dit maak nie saak nie. Jy sê, Here, dis nie wat in dit is nie, dis wat dit verteenwoordig, die bloed en die liggaam van die Here. Trek dit nader vanoggend, en ons gebruik hierdie geleentheid ten volle vanoggend. Here, dankie. Dankie vir U genade eerste. Dankie Here dat U my nie, toe U my die eerste keer sien, Here, my geoordeel het en gesê het, wat het ons hier? Kyk hoe lyk dit? En U gesig weggedraai het van my af nie en my verlore gelos het nie. Dankie Here, U het my in my lelik, in my hart, in my donker hart het U my ontvang, het U my genadig gewees en my vergewe. Here, dankie, U het my vergewe tot binne in die liggaam van Jesus, binne in hierdie brood, nie die brood nie, dit het verkeerd uitgekom, U het my tot binne in U liggaam in gered deur U genade. So vat jou broodjie vanoggend heel eerste en ons sê vir die Here dankie. Here, dankie dat U my gered het tot in U liggaam, dat U my vergewe het. Dra daardie vrug van redding, Here, maak dit los in my hart, want ek het dit in my hart, Here, sodat dit die eerste vrug is wat ek kan dra 'n dankbaarheid teenoor U redding in my hart. Dankie dat ek deur redding uit die bose uit gered is tot in U liggaam. Amen.
Eet maar jou broodjie. En dan trek jy jou bekertjie nader of dit wat jy drink. Ja, sy het jou. Kom ons vat hom, sê vir die Here. Here, dankie. Dankie vir u bloed. U bloed wat my gereinig het, waardeur ek vergewe is, sodat ek ander kan vergewe, sodat Here u lig deur my kan skyn, Here, sodat u redding kan sigbaar wees deur my vir hulle wat nie gered is nie. Here, laat ek nooit terugdeins teenoor die sonde nie en te bang is om my mond oop te maak nie, maar Here, laat ek dit doen soos wat u dit met my gedoen het, met liefde en genade en wat lei tot redding. Dankie vir u bloed, Jesus. Dankie vir vergifnis. Dankie dat deur u bloed kan ek oordeelvry wees. Amen en amen. Prys die Here. Here, dankie. Bewaar ons van oppervlakkige oordeel, wat net van wat ons sien, sonder feite, of van skynheilige oordeel, Here, wat ons net 'n gees van godsdiens gee, waarop ons maak of asof ons vry is, maar dieselfde wat ons doen, het ons ander op oordeel, dat ons dit net toesmeer. Laat ons, lei ons met u gees. Dankie vir die genade. Dankie, Here, dat in u kan ons die vrug van die goeie boom dra. Bewaar ons van slegte vrugte, wat ons goeie vrug kan vrot maak in Jesus naam. Dankie vir u uitsonderlike genade vanoggend weer. Amen. Ontvang die seën van die Here tot volgende keer en gaan in vrede. Eerste in die Hebreëus, Jerechogeta Adonai Dishmarecha, Yair Adonai Pawanilecha, Wechogonechta, Yesa Adonai Pawanilecha, We Asamlecha, Shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat en aan jou vrede gee. Amen. Amen en amen. Tot volgende keer. Dra die vrug van die goeie boom, die goeie vrug. Jy is geplant in die goeie boom, gewortel in die Here. Amen.